Baie hartlik welkom, liewe vriende en liewe gemeente. Ek wil graag praat, dis nie 'n preek vanmôre nie, dis meer 'n praatjie. Maar ek wil graag praat oor Jesus as die seun van 'n timmerman, van Josef, en dan Jesus as timmerman self. Ek wil begin met 'n video wat ek gesien het van 'n seun en 'n pa en 'n ma wat om die etenstafel sit hier by Kersfees en hulle wag eintlik dat die skaapbout moet gaar word. En uit frustrasie dan gaan die krag elke keer af, load shedding, wat ons nou goed ken in ons land, behalwe nou deesdae ook dat daar nie water is nie. Maar dan die hoeveelste keer as die krag onderbreek word, dan skree die pa dit uit frustrasie uit, what the, en dan stop die seun hom. Sê nee, just what. Daarmee wil ek sê dat kinders kyk af by ouers. En ouers modelleer aan hulle kinders. En hierdie voorbeeld van naaping is 'n realiteit in ons samelewing. Jy sal dikwels hoor dat 'n onderwyser of 'n onderwyseres sal in die klas sê, waar kom jy aan dit? Dan moet jy weet, dit kom van pa of ma. En dit word so ingeprent dat dit eintlik onbewustelik na vore kom. Nou kom ons praat eerstens oor Josef, die pa van Jesus. Jy moet onthou dat toe Josef en Maria gevlug het na Egipte, wat buite die regeringssfeer van koning Herodes geval het hulle na 2 jaar teruggekom, want hulle het gehoor dat koning Herodes is nie meer aan bewind nie, die baie wrede koning, wat bekend gestaan het as die Grote, wat sy 2 seuns Antipater en Alexander laat doodmaak het, omdat hy bang was, hulle sal na hom koning word, en sy vrou Mariaan ook, en baie groot klomp Joodse mense in die tronk laat gooi het, en opdrag gegee die dag as hy te sterwe kom, moet hulle doodgemaak word, sodat die hele land, of hulle wil of nie, sy dood kan betreur. Wat 'n siek mens. En nou keer Josef en Maria hulle terug uit Egipte, en die profesie in Hosea 11 word waar, uit Egipte het ek my seun geroep. En dan kom Josef hulle aan in die omgewing van Galilea. En nou moes Josef homself weer bekendstel as timmerman, en hy kon nou nie traktaatjies uitdeel of WhatsApps uitstuur nie, so hy het straat op en straat afgestap en vir hulle gesê, jong, ek is terug in die land, dink dit was seker moeilik, want onthou baie van die mense se kinders is mos nou doodgemaak, hulle seuns. Josef hulle sê nie. Nou kom stap hy in die strate af en hy sê, weet jy wat, ek as timmerman is nou terug en ek stel my werk weer bekend. As julle iets nodig het, dan moet julle regtig my kontak. Nou die timmerman beroep destyds was eintlik 'n heel besonder beroep. Want jy moet onthou dat meeste van die huisies aanvanklik was maar van hout gebou met modder tussenin, soos wat ons ook maar in die plakkerskampe kry, by sommige van die plekke. En dan was die vensterrame van hout, die deurrame was van hout gewees. So daar was baie houtwerk te doen, en later het hulle dan hierdie steenhuisies gehad, wat een vertrekhuise was, met 'n platdak, maar op die platdak bo is daar groot houtbalke gesit, en dis ingevul met klein stukkies hout, en dan toegemessel met modder as te ware. En hierdie wit huisies, ja, dis gewhitewash met 'n soort van 'n kalk. Behalwe daar in die noordelike gedeel van die meer van Galilea, daar in Chorazin se kant, was daar die basalt gewees. En dit was dan die swart huisies wat jy ook van deesdae ook die ruïnes van sien, wat opgrawings ook tentoongestel het, of blootgelê het.
So Josef as krynwerker, as timmerman, ek het nogal 'n oom Omani, wat vir jare lank al soort van, sal ek sê, in hierdie beroep is. Maar dit vandag hier in sy aftrede, in sy ou dag by uitnemendheid beoefen, en dan maak hy sulke soort van goed, waar daar 'n ding binne en 'n ander ding draai. En daarmee wil ek maar net sê, daar moet 'n kunstigheid wees in so iemand. Anders gaan jy nie beroep kan beoefen nie. En dan moet 'n gretigheid wees om jou werk uit te leef, soos wat hy ook dit doen, Omani. Hy sal sommer 'n ding klaarmaak, 'n tafel en 'n stoel en dit sommer vir iemand weggee, of 'n speletjiesbord en dit vir 'n kleuterskool gee. Want die genot lê daarin om so iets klaar te maak. Nou moet jy onthou, destyds, dit was nie net die huise nie, dit was die tafels en stoele in die huis, die beddens waarop hulle geslaap het, die balke van die huis het ek reeds gesê, en dan ook die implemente. Hulle het ploë gemaak, of hy het ploë gemaak met die ysterskare, maar die agterste gedeelte was van hout, en waans, wat van hout was, en talle soort van implemente. Jy moet ook onthou, die timmerman het nie maar net by sy deur afgelewer gekry, die hout klaar gesaag nie. Hulle moes dit ver gaan haal, as stompe, en dit sleep na hulle woning toe, en daar het hulle dan nou by die skrynwerker of timmermans winkel dit opgesaag, en uit die rowwe stuk hout het daar dikwels, soos ek nou net hier gewys het, die mooiste houtwerk na vore gekom. Josef, die pa van Jesus, wat 'n timmerman was. En ek kan myself goed voorstel hoe dat Jesus daar in die timmermanswinkel tussen die skaafsels gespeel het. Vir sy pa hamer aangegee het, soms homself seker raak geslaan het, maar daar het hy afgekyk by wat sy pa gedoen het. En is hierdie timmermansberoep as te ware by hom ingeënt. Nou, ons kry nie baie keer meer dat 'n beroep oorgedra word van geslag tot geslag nie, behalwe soos in Italië met die cameo beroep, en in ons land kry ons dit dikwels met in die landbou. Dat 'n pa boer en 'n seun neem oor by hom, en die hele plaas en alles bly in die familie, dit is 'n familiebesigheid, waarby die pa, die seuns en as ook die dogters betrek word. Ek weet van talle sulke voorbeelde, en waarskynlik julle ook. So, die beroep word oorgedra van geslag tot geslag. En inderdaad sou Jesus die timmermansberoep aangeleer het, wat natuurlik in der waarheid ook waar is. Want die opleiding as timmerman was dit gebruik in die samelewing destyds, dat Jesus op 'n sekere ouderdom so timmermans werkswinkel en skool sou bywoon. En ja, dan het hulle nou ook verskillende hout gehad waarmee hulle moes werk, naamlik die seder, die cypress, die willevy en die olyf. Daar is ook mense wat meen dat die kruis het uit 3 soorte hout bestaan, naamlik die cypress, die seder en die olyf, want dis doodgewoon spekulasie. En dan moet jy weet, as Jesus dan nou as timmerman begin werk het hy waarskynlik op die markplein of by die agora, as die markplein, het hy 'n timmermanswinkel gaan oopmaak. Langs die ou wat skilderywerk doen, langs die ander ou wat 'n smid is, so hy is blootgestel aan die mense in sy omgewing. En nêrens lees ons dat Jesus vreeslik uitgestaan het nie. Trouwens in Johannes 7 vers 11 lees ons dat hy in die geheim na Jerusalem toe gegaan het, en dat die mense hom nie herken het nie. As Judas en die klomp mense hom gevange wil neem, lees ons Matteus 25, dat Judas Jesus moet uitwys. So dit was nie dat Jesus prominent uitgestaan het in die samelewing nie. En ek kom nou daarby. Maar as timmerman, as krynwerker,
het hy tussen ander mense sy beroep beoefen. Wat baie belangrik was vir sy lewe daarna wanneer hy sy bediening begin. Ek sal nou daarby kom. Kom ons sê net een en ander oor hoe het Jesus werklik gelyk. En ons het nie 100% sekerheid daaroor nie, maar ons weet definitief dat Jesus nie gelyk het, fisies gelyk het, soos wat hy in die kinderbybels uitgebeeld word nie. Hy was nie die persoon met die wasbleek velletjie en die lang hare en die sagte handjies nie, hoegenaamd nie. Trouwens, as jy dink aan die beroep wat hy beoefen het, dan weet ons, hy moes grove, harde hande gehad het met eelte. Waarskynlik gebarste naels. Verskoon tog 'n bietjie vuilheidsonse onder die naels. Met eelte in sy hande. Hy was waarskynlik definitief ook breingebrand gewees. As jy soveel ure in die son spandeer en buite werk en ook binne werk, dan kan jy nie 'n wasbleek velletjie hê nie. Dus die lang hare wat ons sien, was maar eers in die 15de eeu gedurende die Renaissance, wat dit soort van na vore gekom het. Maar die vroegste artistieke uitbeeldings wat ons het van Jesus, is dat hy kort hare gehad het. Trouwens 1 Korintiërs 11 vers 14 en 15 sê dan ook vir ons, dat die vrouens kan lang hare hê, maar die mans moet kort hare hê. En as jy kyk na die katakombes, die uitbeeldings, die relief in die katakombes, dan word Jesus daar teen die mure uitgebeeld as iemand met kort hare en nie met lang hare nie. As jy kyk na die kleed van Turijn, wat deur professor Giovanni bespreek word, dan sal jy hoor dat hy ook Jesus uitbeeld as 'n jong man, 'n fors man met 'n effens skerp neus, 1.8 meter omtrent, het hy gesê, met 'n mooi gelaat, 'n sagmoedige gelaat wat betref sy voorkop, en dan word hy ook daarin uitgebeeld as iemand met kort hare. Nou die evangelies gee nie vir ons 'n duidelike beeld en 'n beskrywing van hoe Jesus gelyk het nie, omdat die evangelies dit nie nodig ag nie. Die evangelies is nie autobiografieë nie, en die evangelies is ook nie daar om vir jou 'n fyn, haarfyne beskrywing te gee van Jesus nie, want hulle ag dit nie belangrik nie. Ook nie Petrus en Johannes en Jakobus en die mense nie. Wat interessant dat Tiberius, wat die gouverneur was in die tyd van Jesus met sy kruisiging, het naas Jesus se opstanding eintlik daarop aangedring dat hulle hom tot die gode galery moet verhef. Maar natuurlik was die Romeinse owerheid totaal daarteen gekant. Maar in kort net dit, Jesus het nie gelyk soos wat dit uitgebeeld word in die kinderbybels nie, maar hy was eerder 'n ou met grove hande, 'n ou wat breingebrand was, 'n ou met sterk spiere, 'n goeie nommer 6 flank sal ek sê. Nou, dit moet ons ook weet, dat hierdie soort van werk, die skrynwerkersberoep, het Jesus soort van oorgedra in sy werk as die verlosser, en wanneer hy sy verkondiging doen. Kom ons kyk net na 'n paar tekste om dit te bevestig. As jy nou kyk na Matteus 7, dan sê Jesus, waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar. Haal eers die balk uit jou oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. Né? So, dit is definitief dit. En dan Matteus 11, vers 29 sê Jesus, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry, want my juk is sag
kom uit die skrynwerkersberoep. Vandaar het hulle die juk gemaak wat deur die donkies getrek is. Verder sê Jesus in Lukas 9 vers 62, iemand wat die hand aan die ploeg slaan, dis my gewilde teks, né? Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dit help nie, jy slaan die hand aan die ploeg en jy bly aan mekaar omkyk nie, jy gaan nie reguit voorploeg nie. Ons weet dit baie goed as ons kinders leer om fiets te ry, om 'n ander voorbeeld te gebruik, dat as pa hier aan die saal vashou, dan sal jy vir die kind sê, maar moenie terugkyk en omkyk nie, jy voor jou, jy gaan in goed vasry. Jy gaan van die pad afry. Jy moet begin naderhand vertrou dat jy die regte rigting en die regte roete sal volg. Kom ons praat net oor die huise wat daar destyds was. Die huise het ek iets oor alreeds gesê, maar is gebou teen die skynste van die hellings langs die meer van Galilea, terwille van die water. En die huisies is gewoonlik, het ek gesê, aanvanklik met modder gebou, met hout, toe later was dit die steen huise wat met kalk gewit was, behalwe aan die binnekant, klein venstertjies terwille van veiligheid, en dan 'n houtdeur, of 'n houtraam, wat aan die voorkant het daar gewoonlik lap of vel gaan. En die interessante ding was, die huisies het gefront na die straatkant. En as die lap voor die deur gehang het, dan het dit beteken vir die mense is nie beskikbaar nie. Maar die oomblik wanneer die lap opgetrek is, of die vel oopgetrek is, dan het dit vir die mense in die straat beteken, julle is welkom, kom in. Voor die vensters was daar natuurlik ook hierdie lap, en dan boop die huis, wat 'n plat dak was, dit was nog voor die Romeine gekom het met hulle geveldak. Want dit het hulle maar eers by die Romeine geleer, wat baie later was. En dat ek dit ook net sê, die Jode was baie beïnvloedbaar deur die Kanaaniete. Want die Kanaaniete was 'n bietjie verder gevorder in hierdie soort van rigtings as wat die Jode was. En dan bo op die dak het hulle dan nou velle gedroog en hulle klere droog gemaak en dies meer. Dit was ook die gebruik dat hulle een keer 'n week na die mark toe gegaan het, gewoonlik op 'n Vrydag, en dan het hulle gaan vars groente en vrugte koop en dan ook water. Dis by een van hierdie geleenthede dat ons die kostelike verhaaltjie het, dat Jesus vir Maria gaan help het, en toe hulle by die mark kom, toe ontdek Maria, sy het vergeet om 'n houer te bring vir die water. En toe het Jesus gesê, maar gooi sommer die water in die los kleed wat hy aangehad het, want jy weet, destyds het die ouens hierdie los kleed gedra. So gooi sommer die water in die kleed van my, en Jesus het dit teruggedra tot by die huis. Waarom dit nie deurgelek het of deurgeloop het nie, weet niemand nie. Maar onthou wat Paulus sê in Filippense 1, is dat Jesus nooit sy goddelikheid verloor het nie. Hy het eintlik maar die kleed van menslikheid kom aantrek. En daarom het hy nog hierdie dormante, as ek dit so kan stel, goddelikheid gehad. Ja, en Jesus het natuurlik self later by die markplein sy eie werkswinkel geopen, het ek gesê, daar langs die smid en die skilder en die ouens. So hy was gelyk met die mense in die samelewing. Nou ja, die skrynwerker of timmermansberoep het 'n baie groot invloed gehad op sy lewe. En ons lees dit reeds in Johannes 1 vers 18, dat daar staan, Jesus wat die naaste aan sy pa was, maar as jy die oorspronklike vertaling mooi lees, dan staan daar eintlik, Jesus lê met sy kop op sy vader se bors. Wat beteken, as sy pa sou praat, dan praat hy in Jesus se oor. So Jesus wil eintlik sê, en Johannes wil dit duidelik stel,
as julle iets van God wil weet, die Vader, vra vir Jesus, want hy lê met sy oor by God se mond. En dis natuurlik 'n metafoor of 'n beeld wat aangaan en aanhou as jy wil iets weet van Jesus, lê met jou oor, wil ek herhaal, by die woord. By die woord. Want dan sal jy God se stem hoor. Maar dan word die ambag verder uitgebeeld in Johannes 5 en 6, dat Jesus uitdruklik 'n klomp kere sê, ek sê maar net wat my Vader my gesê het om te sê. Wat hy my geleer het om te leer. En wat die Vader hom geleer het by uitnemendheid, is dat timmerman se werk is nie om tafels en stoele te breek nie. 'n Timmerman kom nie en hy slaan hierdie goed stukkend nie. 'n Timmerman is daarop ingestel om goed reg te maak. En Jesus by uitnemendheid in sy bediening is daarop ingestel om mense nie stukkend te maak en af te breek nie, maar heel te maak. Hy begin sy bediening in Johannes 2 as hy water in wyn verander, en dit gaan nie soseer om die klomp water wat hy in wyn verander het nie, dit gaan daaroor dat Jesus gekom het om nuut te maak, om reg te maak. Want net daarna, na Johannes 2, is dit Jesus wat 'n kerkleier, die hoof van die synode, Nikodemus, vir hom sê, wat jy nodig het, is wedergeboorte. Jy moet nuut gemaak word. Jy moet omgedop word, dat jy nie dink en nie praat. Daarna is dit Jesus wat gaan met 'n ompad stap na Samaria toe, na die dorpie Sigar toe. En daar by 'n fontein ontmoet hy die prostituut, wat 5 mans gehad het, en een wat sy nou het, is nie haar nie. En dan wat doen hy? Hy verwyd haar nie, hy begelei haar, sodat sy kan sê in Johannes 4:29, die eerste mens wat dit sê, U is Christus, die Seun van die lewende God. En sy gaan na die dorpie Sigar toe, en as sy getuig van Jesus, kom 120 mense tot bekering. Is dit nie wonderlik nie? Ook sy gaan terug om heel te maak, om reg te maak. En daarna is die regeringsamptenaar 'n heiden, wat sy seun siek is, maar Jesus maak ook hom heel. En daarna in Johannes 8 is dit Jesus wat as hulle vrou na hom toe bring wat op oorspel betrap is, dan skryf hy in die sand, Anamartia. Wat beteken, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Nee, Jesus gooi nie klippe nie. Hy plak pleisters op. Hy maak heel. Hy genees. En hy stuur vir my en vir jou weg as verloste mense. Want hy's 'n groot timmerman. Hy's die groot geneesheer. En hy doen hierdie beroep vir hom, doen hy tot aan die einde, tot aan die kruis, as hy daar hang en hy sê vir die moordenaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie wonderlik nie. Hy sê nie vir hom, klim af en lewe nog vir 3 of 4 jaar, en dan sal ek besluit of jy okay is, en dan sal ek jou genees nie, en dan sal ek jou red nie. Nee, hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus, die timmerman by uitnemendheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat hierdie groot timmerman was wat gekom het om die wêreld, ja, eintlik moet ek nie so hard stel, reg te timmer nie, maar U het gekom om die wêreld te verlos. U het gekom om nie goed stukkend te breek nie, maar om mense reg te maak, sodat hulle die ewige lewe kan beerf, en die koninkryk van God kan binnegaan. Here, dis die grootste geskenk wat ons kan ontvang. Dankie daarvoor. Help dat ons ook skrynwerkers, taekna, timmermanne sal wees, timmervroue,
wat daarop sal uitwees om mense reg te maak en heel te maak en gesond te maak. In Jesus naam. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir u wees tot Woensdag met Kersdag. Dan praat ons weer. Goed gaan, totsiens.